Goeiedag. Vandag is ons by die 3de dagstukkie oor die wonderbare geluk waarvan Psalm 1 praat. Die 6 dagstukkies is soos die brokkies van 'n legkaart en die prentjie op die legkaartboks is ons Psalm. Daarom lees ek elke dag die Psalm, sodat ek kan sien waar ons brokkie moet inhak by die vorige. Luister nou mooi, dit is die woorde van God. Gelukkig is die mens, wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom, wat geplant is langs waterstrome, en wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddeloses nie, inteendeel. Hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Hierdie is 'n wysheidspsalm en die Heilige Gees is die wysheidsleraar wat hier aan die woord kom. Let wel, die Heilige Gees het nie die psalm gedikteer nie, maar die skrywer van die psalm geïnspireer. Dit beteken dat so 'n skrywer van die Here se teenwoordigheid en grootheid bewus gemaak word deur die Heilige Gees. Dat sy geestesoog oopgemaak word om die onsienlike te sien. En dan moet hy self na die woorde soek om wat hy gesien het, wat hy verstaan het, te beskrywe. Dis hoe ons Bybel tot stand gekom het. Maar die Gees maak nie net die skrywer se oë oop vir God nie. Hy maak ook sy oë oop om in die alledaagse verskynsels, simbole en tekens raak te sien wat ons help om God se teenwoordigheid beter te begryp. So vertel die skrywer van Genesis 2 vir ons dat daar in die tuin van Eden mooi bome met lekker vrugte was. En in die middel van die tuin was die boom van die lewe. Openbaring vertel vir ons van die boom van die lewe in die middel van die nuwe Jerusalem. Dus, let op, daar is 'n boom van die lewe aan die begin van die Bybel en 'n boom van die lewe aan die einde van die Bybel. En hier, in die middel van die Bybel, is 'n lewende mens wat soos 'n boom by waterstrome geplant is. Hierdie gelukkige mens wie se wortels in die vrugbare klam grond van God se woord water drink, verdor nie en dra vrug. Kom ons leef so. Here, vorm tog ons denke deur u woord, dat ons ware geluk kan hê en met insig vrugbaar kan lewe. Amen.